Goeiemôre geliefdes, baie welkom by vanoggend se boodskap. My naam is Quintus Skols, die leraar van NG Oudtshoorn Park. Dit is vir my baie lekker om saam met julle te wees, waar julle ook al julle self bevind vanoggend. Mag die Here aan die woord kom. Ek verklaar Jesus as my verlosser en saligmaker en ek bely my geloof in die opgestane Jesus. Wees gegroet in die naam van God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, God drie-enig wat jou vanoggend kom groet. Ek wil hierdie tema aanraak van struikelblokke vanoggend. Struikelblokke in die lewe en hoe ek dit hanteer. En die tema is struikelblokke word boublokke. Struikelblokke word boublokke. En daar gebeur met ons hierdie dinge in die lewe, insidente, siekte, die dood. Daar's goed wat oor ons lewenspad kom. En ek en jy moet dit hanteer op 'n sekere manier en dis seer dinge waaroor ons dalk vanoggend gaan praat. Maar kom ons weet ook dat die Here vanoggend in hierdie boodskap my as 'n stofmens gaan gebruik. Net daar waar jy is, as jy op Heartbeat FM inskakel op die radio, die TV, dalk op Facebook of dalk op die YouTube kanaal, voel vanoggend die teenwoordigheid van die Heilige Gees in jou lewe en mag hy jou kom toevou met sy arms van genade en liefde. Ek bid saam met jou en dan gaan ons saam uit die woord van die Here lees. Here, baie dankie dat ons U kan aanroep vanoggend as die almagtige God en Hemelvader. Here, seën ons saam wees vanoggend daar waar Boetie en Sissie dalk in 'n voertuig sit of langs 'n radio, voor 'n TV of 'n skerm. Ja, Here, mag dit so wees dat ons ook vanoggend sal oopbreek soos 'n granaat. Dat ons eerlik sal wees en dat ons ook sal terugkyk op ons lewe, maar ook vorentoe kyk. Dinge wat ons hoor is beproewinge, maar dinge wat ook versoekinge is. En hoe ons reageer in 2025. En Here, as ons vanoggend kom eerlik praat oor hierdie dinge om te weet, maar U is binne in die storm en U sit langs my in die bootjie. Dankie Here dat ek kan weet U los my nie. U stap saam met my die pad en U hou my hand vas. Maar as ons nou oor hierdie moeilike saak gaan praat, Vader, is dit my gebed dat U my sal gebruik as stofmens, maar wees U die prediker en ook die naprediker is my gebed, o Heilige Gees. Kom werk nou in ons harte, en laat ons ook vanoggend hier sal wegstap met 'n stuk heling en genesing vir die seer dinge in die lewe, wat al met ons gebeur het. Spreek nou Here, U kinders luister, in Jesus naam, amen. Struikelblokke word boublokke in jou lewe. Nou vriende, Romeine 8 vers 28 staan daar, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk, en dadelik sê jy, Dominee, maar kan dit wees? Dit voel nie altyd vir my of dinge ten goeie in my lewe meewerk nie. Daar gebeur slegte goed met goeie mense. En Dominee, daar het al soveel seer dinge in my lewe gebeur. Wanneer gaan dit ten goeie meewerk? En dis soms wat ons vir Paulus wil vra. Paulus, maar wat bedoel jy hiermee en hoekom sê jy dit? En is dit so? En dan volg Paulus in Romeine 8 nog verder en sê daar's niks wat ons van die liefde van God kan skei nie. En soms is hierdie seer net so seer vir ons. Die seer dinge wat in ons lewe gebeur. Die seer dinge kan wees dat jy dalk met 'n gebrek gebore is. Dalk het jy 'n siekte. Dalk is jy onlangs gediagnoseer met kanker. Dalk is dit 'n groot fout wat jy gemaak het in jou lewe en hierdie fout daal jou in, en hierdie fout is besig om so groot te raak, dat dit 'n effek op jou lewe het, ook in jou verhouding met God. Dalk was jy net op die verkeerde tyd, op die verkeerde plek gewees, en daar het 'n insident gebeur, en jy het iets beleef wat met jou gebeur het, en jy moet nou die vrugte dra van daai insident wat gebeur het. Ja, dalk is jy die slagoffer van iemand anders se sonde wat hulle gedoen het, en jy moet met dit saamleef. Dalk is dit 'n sonde wat jy gedoen het,
En hierdie sonde wat jy gedoen het jou lewe ruïneer en dalk mense om jou se lewens beïnvloed en in die slegte laat verander, ten koste van. Dalk het hierdie sonde wat jy gedoen het en die verkeerde keuses wat jy gemaak het, so 'n seer rimpel effek gemaak dat 'n klomp mense seer gekry het en jy self ook. Dalk sukkel jy met selfvergifnis vanoggend. Ons het almal dalk ergens in die lewe, ek wil dit in dieselfde kategorie kom ingooi en sê struikelblokke. Ek wil al hierdie goed wat ek nou genoem het kom insit en sê struikelblokke. Ons praat so 'n bietjie in die sielkunde van die flows. Daar's inflow, outflow, crossflow en reflective flow. Ek wil dit vinnig verduidelik. Die inflow goed is die goed wat met ons gebeur. Jy staan by 'n robot in jou voertuig en ewe skielik ry iemand in jou vas. Dis nie jou skuld nie. Dis iemand wat oor 'n robot ry en iemand ry in jou vas. Die lig was vir jou groen, hierdie ou kom maak jou skade. Dis die inflow, die goed wat invloei in ons lewens in. Jy kan niks daaraan doen nie. Ek dink aan daai mense wat hulle lewens verloor het op die Air India vlug wat nou so op die nuuse is. As jy 'n passasier in daai vliegtuig is, jy kan niks gedoen het aan dit nie. Dis die ding wat met jou gebeur. Die outflow goed is die skade wat jy aan iemand maak. Dalk daai iemand wat jy iets aan gedoen het, en die sonde wat dalk uit jou uitgekom het, die ou Adam wat uit jou uitgekom het, en jy het iemand anders skade berokken met jou woorde, of dade, of dis iets wat jy aan iemand doen. Jy is dalk die ou wat oor 'n robot gery het, en iemand is in die proses dood. En dan is daar die kruisvloei wat plaasvind. Jy staan dalk by die robot, en jy sien hoe twee voertuie in mekaar vasry. Dis half 'n sekondêre trauma, en die goed het met jou gebeur in die lewe, maar dit het voor jou oë afgespeel, en is ook iets waaraan jy niks kon doen nie. Maar dan is daar daai reflektiewe vloei, en dit is die gevaarlike ene. Dis nie na binne toe vloei. Ons maak onsself seer. Ons oordink dinge, die overthinking wat plaasvind, en ons maak onsself psigologies, beseer ons onsself letterlik later. En dis ook hierdie vloei waar ons nie onsself kan vergewe nie. Dis wanneer ons sonde gedoen het en God het ons vergewe, maar ons sukkel om onsself te vergewe. En nou sit ek met al hierdie struikelblokke, het sy 'n insident, 'n siekte, 'n bekommernis oor 'n kind of 'n kleinkind, en ek het hierdie struikelblokke, foute dalk gemaak, jy het sonde dalk gedoen, insidente het met jou gebeur, of jy in beheer was van dit of nie. Hierdie goed het in jou lewe gebeur, en ons almal het 'n storie om te vertel. Vriende, ons almal het 'n narratief om te vertel, en hierdie goed het in ons lewens gebeur, en die vraag is nou net maar, hoe hanteer ek dit? Hoe hanteer ek hierdie ding? En ek wil dit nou almal, verskoon my dat ek dit doen, maar ek wil almal in hierdie struikelblok insit vanoggend en sê, kom ons noem dit 'n naam. Struikelblok is dalk nie eers die regte naam nie, maar kom ons noem dit 'n struikelblok, want dit weerhou my om optimaal te leef. Dit weerhou my daarvan dat ek optimaal in 'n verhouding met God staan. En hierdie struikelblok keer dat ek die lewe leef wat God my geroep het om te leef. En ek sukkel om dit 'n boublok te maak. Hoe gaan ons vorentoe? Wat maak ons daarmee? Chuck Swindoll skryf die volgende, is eintlik tong in die kies wat hy dit sê. We are all faced with a series of great opportunities, brilliantly disguised as impossible situations. Brilliantly disguised as impossible situations. Hy sê daar's eintlik 'n klomp geleenthede wat ons het, wat op 'n briljante manier verbloem word in onmoontlike situasies. Somstyds beland ons in hierdie krisis, en ons weet nie hoe het ons hier beland nie, maar wat is die geleentheid uit hierdie krisis? Uit al die seerste sere wat in ons lewens plaasvind, en ek het dit al gesien met dood en siekte, mense met finansiële probleme, ek het dit al gesien met verhoudingsprobleme wat mense gehad het. Uit alle slegte dinge uit kom daar iets goed. God laat alles ten goeie meewerk. En in daai oomblik wil ons dit nie hoor nie. En dominee, dis 'n kliseë wat jy nou net gesê het, sê ons dadelik.
Maar uit baie slegte dinge in die lewe het ek al in my bediening gesien, boetie en sussie, kom daar iets goed. En ons moet net God vertrou. Ons moet net God vertrou en Dallas Willard skryf het en sê, God is meer geïnteresseerd in die vorming van jou karakter as in jou gemak. Iets wat ons moet hoor is dat God met ons op reis is en hy saam met ons in hierdie journey wat ons die lewe noem, die liturgie van die lewe wat afspeel elke dag. Johan Heinz, die bekende, het geskryf en gesê, lyding beteken nie God se afwesigheid nie, maar dikwels dat God dieper teenwoordig is en dat hy dit aan jou op so 'n manier kom openbaar. Dit is nie God se afwesigheid nie, maar sy dieper teenwoordigheid in jou lewe. Ons verstaan nie altyd lyding nie, die Theodosee vraagstuk. Philip Yancey skryf die boek, Where is God when it hurts? Baie mense vra maar, waar is God en hoekom moes hierdie goed gebeur het? Die why question, maar hoekom ek? En dan kan ons dit omdraai en ook sê, maar hoekom nie ek nie, hoekom iemand anders? En waarom gebeur dinge met my? My sien vriende, in hierdie proses van wanneer daar hierdie insidente en hierdie goed gebeur, wil ek vanoggend vir jou kom sê, een van die antwoorde is vertrou God. Moenie God se hand los nie. Bly hom aan die hand vat en dan op die einde kan 'n struikelblok ook 'n boublok in jou lewe word. En ons kan terugkyk op ons lewensreis en ons kan sien, maar hier is die pad waar God my gedraai toe ek nie meer kon loop nie, die eenry voetspore. En as ons dit vir mekaar sê, vriende, is dit baie belangrik dat ons ook die onderskeid tref, wanneer kom dit van God af, wanneer noem ons dit beproewing, wanneer kom dit van Satan af, wanneer noem ons dit versoeking. Want dieselfde Griekse woord word gebruik vir hierdie twee terme, die woord peirasmos, P-E-I-R-A-S-M-O-S, peirasmos. En om dit te kan verstaan, die beproewing en versoeking, en Jakobus gebruik het sommer in dieselfde hoofstuk, een woord wat twee betekenisse het. En ek dink baie keer wil ons God die skuld kom gee en sê, maar alles kom van God af, en hoekom doen die Here dit aan my? En dan het ons 'n verwronge beeld van wie God is. Want God is goed. So lief vir ons, dat hy sy enigste seun stuur om vir ons aan 'n kruishout te sterf. En die oomblik as jy God kan sien vir wie God is, en laat wanneer ek in beproewing kom, ek juis sy hand moet vashou en volhard, want op die einde wag daar vir my 'n groot rykdom. Dis wanneer ek die ewige lewe ontvang, wanneer ek saam met God gaan wees. En daarom in hierdie tentwoning en veral na Genesis 3, waar ons oorgelewer is aan die dorings en die dussels en waar ons verstaan hierdie lewe sal nooit weer dieselfde lyk nie, want daar's sonde. Die ou Adam kom so met tye uit mense uit. En onthou, mense het 'n vrye wil ook gekry. Ons is nie robotte nie. As hier 'n ou nou instorm hier in die ateljee waar ek in die span sit in die radiostasie en hier kom iemand ingestorm en hy wil ons kom gevange hou met 'n wapen, is dit God wat dit doen of is dit daai persoon se vrye wil? Vriende, ons moet hierdie goed verstaan. Ons gee partykeer God die skuld. Dan is dit absoluut die vrye wil van die mens, die ou Adam, die sondige begeertes en ook die soogting onder versoeking van Satan. Ek wil vir ons lees in Jakobus hoofstuk 1 vers 2 en 3. En dit help ons nogal om iets te verstaan. En ons lees baie keer hierdie teks en dink, kan dit wees? My broer staan daar, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Wat? Moet ons bly wees as beproewings oor ons kom? Ons dink maar, Jakobus, wat sê jy hierso? Dit kan nie wees nie. Dit kan ons nie waar wees dat ons kan bly wees as ek moeilikheid kry nie, as daar siekte of leed met my gebeur nie. Maar dis nie wat bedoel word nie. Luister vers 3. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te
te volhard. En hierdie eerste peirasmos Griekse woord wat ons moet hoor is die woord wat vertaal word met beproewing. En dit is om ons geloof te toets en te versterk. God laat dit toe, ja, maar hy is nie boos nie. Hy kom nie met 'n bose plan nie. En in hierdie beproewing wat jy is daar groei en volharding en geestelike volwassenheid wat wag. Ons word letterlik gelouter. En dit is wat plaasvind. Dallas Willard skryf dit so en sê, God gebruik moeilike omstandighede as vormingsgeleenthede, nie as straf nie, maar as 'n slypklip. Nie as straf nie, maar as 'n slypklip. Ek dink aan Josef in Egipte, en hy's beproef deur 'n klomp dinge, verwerping, die tronk en verraad, maar dit het hom voorberei vir sy roeping, wat God vir hom gehad het. Nou gaan ek bietjie verder lees in Jakobus, en ons moet dit kan raak sien in Jakobus hoofstuk 1 vers 12. Selfe hoofstuk, nou word die woord peirasmos versoeking in vertaal. En dit beteken heeltemal iets anders. So daar staan in vers 12 van Jakobus 1, gelukkig is die mens wat in peirasmos, in versoeking, standvastig bly. Maar dit kom van Satan af. Dit kom nie van God af nie. So die onderskeid tussen beproewing en versoeking is definitief iets, dis twee pole hierdie hoor ons. Want daar staan, as hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Dan staan daar in vers 13, iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê ek word deur God versoek nie, want God kan nie verlei word nie en self verlei hy niemand nie. Daar hoor ons dit ook, die verklaring van die woord, want woord verklaar woord. Hierdie peirasmos beteken, dit kom van Satan af, of dit kom van die begeertes van die mens af, die ou Adam in my, die sondige natuur. Maar hierdie versoeking kom nie van God af nie. Versoeking kom nie van God af nie. En nou hoor ons maar dominee, wat is beproewing dan nou anders? En ek hoor as hierdie dinge met my gebeur het, en hierdie beproewing waardeur ek gaan, het sy 'n siekte of wat ook al, laat ek selfs in die beproewing wat ek is, versoek kan word. Ek gaan deur 'n beproewing, en nou word ek nog binne in dit versoek ook deur die Satan. Vriende, as ons dit kom hoor vanoggend, dieselfde Griekse woord, in hierdie geval beteken dit kom van Satan af, dit kom van die wêreld af, selfs ons eie begeertes, die ou Adam in ons, en die uitwerking as ons gly en val vir hierdie versoekings, is die sonde en die skuld, en die skeiding van God wat plaasvind. Onthou, die Satan is ook genoem die versoeker, die verleier. In Matteus 4 vers 3 word hy die versoeker genoem. Hoekom? Want hy het Jesus in die woestyn ook versoek, peirasmos, daar in Matteus hoofstuk 4. Iets wat vir my uitstaan hiervan, en dis die ding wat ons moet hoor dalk vanoggend, en ek gaan kyk na wat Martin Luther hieroor sê, en hy praat oor versoekings, en dan sê hy, you cannot keep birds from flying over your head, but you can keep them from building a nest in your hair. Ek sê dit weer. You cannot keep birds from flying over your head, but you can keep them from building a nest in your hair. So ons almal gaan dalk ergens onder 'n versoeking kom. Daar is horde versoekings daar buite. Dit word op 'n skinkbord deur die lewe vir jou aangebied, maar wat gaan jy maak? Gaan jy gly? Gaan jy staan? Gaan jy val? Gaan jy vas staan as 'n man en vrou in die woord? Want vers 14 van Jakobus 1 sê, maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Dan sê vers 15, daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort, en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Ons praat hier van die ewige dood.
So vriende, net om vanoggend hierdie verskil te verstaan van 'n beproewing, maar ook 'n versoeking, dieselfde Griekse woord, peirasmos. Ek het nou gaan dink, maar okay, nou het hierdie insidente gebeur, die inflow of die outflow, die kruisvloei, nou gebeur die reflektiewe vloei en ons is hard op onsself, maar wat maak ek nou met trauma, met insidente, met 'n egskeiding? Wat maak ek met siekte? Dinge wat met my in my lewe gebeur het, ons almal het 'n storie of 'n getuienis, 'n narratief om te vertel. En ek het aan 'n paar punte gedink wat ons kan saam met ons vat vandag. Goed wat ek dalk op jou hart kom druk, boetie en sussie, wat jy kan gaan toepas. Gaan probeer dit, gaan doen dit en kyk wat gebeur. Die eerste ding waaraan ek gedink het is, maar wat maak ek met hierdie struikelblok? Wat maak ek met hierdie bagasie? En die eerste antwoord is 1 Petrus 5 vers 7 en daar staan, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Onthou net dit. Ek en jy moet dit vir God gee. Matteus 11, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, gee dit vir my, sê die Here. Hy kom nooi ons uit, kom werp dit vandag op hom. Dit klink soos die dominee antwoord, maar vriende, dit werk. As jy jou lewe na die Here toe vat en gaan oopbreek voor hom en sê, Here, help my, laat hierdie struikelblok in my lewe 'n boublok word. Here, help my dat ek kan klaarmaak. Ek wil vorentoe leef. Ek kan nie meer met hierdie struikelblokke nie. Here, ek wil praat daaroor. Die antwoord is in die woord en in gebed. Werp dit op die Here. Gee dit vir die Here. Praat met God daaroor en soek jou wysheid en jou antwoorde in die woord van God. Dis wat uitstaan. Dan is dit ook belangrik dat jy jou sonde sal bely. Wanneer jy dit werp op die Here in gebed is, dat jy na die Here toe sal kom en sê, Vader, ek is jammer as jy foute gemaak het en sonde gedoen het. 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig en hy vergewe ons sondes. Hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Ek dink is so belangrik vanoggend dat jy jou sonde bely voor die Here, dat daai struikelblokke bely word voor God. Dat jy praat met die Here oor foute en sonde wat jy ook sou gedoen het in jou lewe. En dan met mense gaan regmaak. Vriende, dit is soms net so belangrik om by mense uit te kom. En dan vir mense jammer te sê. Gaan drink koffie. Gaan praat met mense. En sê net jammer, ek is jammer vir wat ek gedoen het. Kom ons probeer weer. Het is nodig om ook met mense reg te maak so ver moontlik jy kan. En dan is daar baie keer wat mense nie die vergifnis wil aanvaar nie. En dan moet ons by vryspraak iets verstaan. Vryspraak beteken ek spreek jou vry, ek laat gaan dit, want ek gaan nie toelaat dat jy my verder beheer of van 'n nagmaalstafel afhou nie. Ek spreek jou vry want die woord van die Here sê ek moet vergewe want ek wil vergewe word en omdat ek vergewe is, spreek ek ook ander vry. Vryspraak beteken nie jy praat goed wat iemand aan jou gedoen het nie. Vryspraak gee jy sodat jy kan heel word. En as iemand jou nie wil vergewe nie, is jy by die stof van jou voete afskud tyd. Dan is jy by 'n oomblik in 'n seisoen van jou lewe wat jy steeds moet vorentoe beweeg. 'n Tweede punt wat ek vir jou wil kom gee vanoggend, hoe jy struikelblokke in boublokke kan verander. Die eerste punt het ek gesê, praat met die Here, gee dit vir hom, bely jou sonde, gaan praat dalk met mense daaroor, soek die vergifnis en deel genade uit. In die tweede plek, struikelblokke is in ons koppe. Baie keer is ons gedagtewêreld ons grootste uitdaging en probleem. En dit is die manier hoe ons dink daaroor. Ek dink byvoorbeeld aan Paulus in Filippense 4 waar hy in die tronk sit, nê.
Dan sê hy in vers 6, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En dan sê vers 7, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Met ander woorde, ons hoor, ons moet bid, smeek, ons moet pleit by die Here, maar ook dankie sê vir genade. En dan hoor ons ook 'n vrede wat van God afkom. So Paulus sit letterlik in die tronk en hy het 'n vrede. Jy kan in jou omstandighede met al jou struikelblokke kan jy ook vrede hê. 'n Vrede wat van God afkom. As Paulus dit in die tronk gehad het. Ons moet ons gedagtes regkry. Ons moet begin woord lees. Ons moet na die Here toe gaan en sê, Here, ek hoor hierdie beloftes in die woord. Ek staan op dit. Ek hou vas aan dit. Een van die mooiste tekste vir my is Jesaja 41 vers 10 en ek lees in die 1933 vertaling. Hoor gou hoe mooi klink dit. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Hoor wat sê die Here, ek is met jou, moenie bevrees wees nie. Hy sê dit so mooi die vertaling, kyk nie angstig rond nie. Hoeveel keer kyk ons angstig rond, ons dink aan gister se goed, ons dink aan die hede, ons het selfs angs oor die toekoms, maar kyk nie angstig rond nie, ek vertrou God. Dis wat ek hoor vanoggend, ek vertrou die Here, ek gaan nie angstig wees nie. Ek wil vir jou kom uitnooi vanoggend om anders te dink en om God te vertrou, ook in jou struikelblokke. Hou aan God se hand vas. Daai vrede is waarna ons almal smag in die lewe. Die derde ding waaraan ek dink hoe ons 'n struikelblok in 'n boublok kan verander, is dat ons moet losmaak van gister en dat ons moet uitstrek na die dag van môre. Nou ek dink spesifiek aan Filippense 3 vers 13 en 14 waar Paulus kom en sê, broers, ek verbeel my nie dat ek dit al alles het nie, maar een ding doen ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Hier's 'n duidelike handeling wat Paulus doen. Hy maak hom los van gister se dinge en dan staan in vers 14, ek span my in om by die wenstreep te kom sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. So ek kan nie bly lê nie, ek mag nie bly lê nie, ek moet vorentoe gaan en vorentoe beer. N.T. Wright sê, God is altyd aan die werk, selfs in ons agteruitgang, om ons vorentoe te trek. Hy selfs aan die werk, selfs in ons agteruitgang, om ons vorentoe te trek, sê N.T. Wright. Philip Yancey, die ou wat nou die boek skryf oor Where is God when it hurts, sê, God red ons nie van die storm noodwendig altyd nie, maar hy kom in die storm in om by ons te wees. Hy kom sit in die storm saam met my en my bootjie, en hy weet presies wie is ek en waardeur gaan ek. En daarom is dit so belangrik dat ons die heeltyd onsself moet losmaak van gister en ons uitstrek na wat voor is. Soek nuwe geleenthede, maar moenie stil staan nie. Kom aan die beweging. Vriende, dit het ek in my lewe al so baie keer gesien, dieselfde insident of gebeurtenis gebeur met twee verskillende mense. Een mens besluit, ek hoor dit, dis 'n struikelblok en ek het 'n positiewe ingesteldheid, ek vat die Here aan die hand en ek stap vorentoe. Ander mense gebeur dieselfde insident en hulle beland in 'n bodemlose put van depressie. Kom maak vandag 'n bewustelike, intentionele besluit dat jy jou sal losmaak, dat jy die sonde sal afskud, en dat jy vorentoe sal beweeg, dat jy die Here aan die hand vat en met hom vorentoe sal stap. En dan my laaste punt vandag, 'n struikelblok word ook 'n boublok wanneer ek daardeur groei.
'n struikelblok word 'n boublok wanneer ek daardeur groei. En wat uitstaan daarvan is dat die lewe soms met ons gebeur en in my situasie, in hierdie moeilike insident of siekte of waarin ek myself bevind, moet ek Romeine 8 hoor wat Paulus kom sê, niks kan ons skei van die liefde van God nie. Maar in hierdie beproewing is daar geleentheid vir groei, sodat ek geestelik volwasse kan raak. Hou vas aan die Here en bly jou Bybel lees, bly bid, want selfs die ergste struikelblok word 'n boublok wanneer ek dit in die Here se hande los. En wanneer ek sê, Here, dankie dat ek nie alleen is nie. Jesus pleit aan die regterhand van God vir my, die Heilige Gees pleit vir my, en ek weet ek is nie alleen nie. God stap saam met my elke dag die pad. En dan weet ek, maak nie saak hoe lyk die beproewing, of wat 'n versoekings kom daar oor my pad nie. Ek het nou ook gehoor vandag dat versoekings kan ook my ou sondige natuur wees, die slegte keuses wat ek maak, die sonde wat ek doen, die ou Adam wat uit my uitkom, die wêreldse dinge kan dit ook wees, begeertes, maar dit kan ook Satan wees, wat jou kom versoek. En ek wil eerder in die skaduwee van God wandel. En daarom is dit 'n geleentheid om te groei in my geloofslewe, wanneer daar hierdie dinge oor my pad kom. So 'n struikelblok is 'n wonderlike geleentheid om dit 'n boublok te maak en by groei uit te kom. Die 4 punte vat ek net saam. Gee jou struikelblokke vir die Here. Werp jou bekommernis op die Here. In die tweede plek, dink nie oor jou struikelblokke. Moenie angstig rondkyk nie. Gee dit vir die Here. Die derde punt het ek gesê, kom in beweging. Maak jou los van wat agter is, trek jou uit na wat voor is. En dan moet jy bewus word in die 4de plek, dat in 'n struikelblok is daar geweldige spasie en ruimte vir groei. Maar onthou altyd, niks kan my skei van die liefde van God nie. Ek sluit af met 'n storie van hoop. In 1968 by die Olimpiese Spele in Mexico het John Stephen Akhwari van Tanzanië het hy die marathon gehardloop, maar in hierdie marathon het hy geval, hy het sy knie seer gemaak en hy het erg gebloei. En almal het gedink hy moet ophou hardloop. Hoekom wil jy nou die marathon klaar hardloop? Kyk hoe lyk jy en jy kan nie meer hardloop nie. Maar na ure se gestrompel en se vorentoe beer, het hy by die eindstreep aangekom. En toe vra hulle vir hom, maar hoekom het jy nie opgehou nie, John? Wat het gebeur? Hoekom het jy bly hardloop? Jy kon mos maar gestop het. Jy sou in elk geval nou nie meer kon wen nie. En sy antwoord was verstommend gewees. My land het my nie 5000 myl gestuur om die wedloop te begin nie, maar om dit klaar te maak. My land het my nie 5000 myl gestuur om die wedloop te begin nie, maar om dit klaar te maak. Vriende, ons moet volhard in geloof. Ons kan nie net begin as gelowiges, maar dit nie eind uit deur alle omstandighede deurloop tot aan die einde nie. Ek en jy moet hierdie lewe klaar maak en ons moet volhard, maar dan wag daar vir ons 'n ewige lewe. Kom ons stap volhardend hierdie pad in geloof. Kom ons vertrou die Here, maar kom ons vat ook ons struikelblokke na die Here toe. Kom ons werp dit op hom. Maar kom ons kry ons gedagtes gefokus op die kruis, want Jesus is die enigste antwoord wanneer ons in 'n struikelblok onsself bevind. Geliefdes, ek bid vir julle vanoggend. Hierdie is nie maklike antwoorde nie en ek kom verseker nie vanoggend van 'n plek af waar ek dink ek het al die antwoorde nie. Maar ek bid vir jou dat die Here jou sal aanraak, dat jy ook by heling en genesing in jou lewe sal uitkom. Mag jy net vanoggend 'n stukkie hoop uit hierdie boodskap uitgekry het. Ek seën jou vanoggend in die naam van die opgestane Jesus. Amen. Here, dankie dat ons vanoggend net uit die woord na 'n paar tekste kon kyk.
En die woord wat uitstaan vir my vanoggend is, Here, U sê in Jesaja 41, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Here, dankie dat ons dit kan hoor vanoggend. Help ons, Here, vat ons nou aan die hand en stap met ons elke millisekonde nou verder. Elkeen van ons met ons eie bagasie. Here, help ons. Heilige Gees, stap nou met ons tree vir tree die toekoms in. Ek loof U daarvoor in die naam van die opgestane Jesus. Amen. As ek jou so kom tel in die skoot van die Here vanoggend, mag jy sy vrede ervaar en mag jy goedheid en guns beleef in hierdie week. Amen. Ons kuier weer.